van my teenwoordigheid, vind my siel weer is by U my Heer. U breek die brood van lewe, U skink genade in my hand, en alles in my word sag en stil, wanneer U naby my kom staan. U is brood vir die siel. Ek groet U in die wonderlike naam van ons Koning Jesus Christus, ons Verlosser, ons Saligmaker op hierdie Maandag, die 11de Mei 2026. Ek is Jacques Pieters, hierdie is brood vir die siel, 0720202615. Jy weet, ek lees die storie so van Elia, wat die mantel oorgee aan Elisa, in 2 Konings, hoofstuk 2 vanaf vers 1 tot 12. Maar daar het iets besonders gebeur in hierdie gedeelte. Buiten dat Elia die water geslaan het met sy mantel en die water oopgekleef het, buiten die feit dat daar 'n vuurwaan, 'n storm gekom het teen Elia kom optel het. 3 keer, nie 1 keer nie, nie 2 keer nie, maar 3 keer, op die pad na Jericho, op die pad na die Jordaanrivier, het Elia vir Elisa gesê, bly hier, dat ek kan aangaan. En Elisa het geweier. Hy het geweier om agter te bly. Hy het geweier om daar te bly. Hy het vir hom gesê, ek gaan waar U gaan. Jy sien, dit het my laat dink, hoeveel keer toets die Here ons? Want hy is 'n toetser van harte. Want 'n paar keer in die Bybel lees ons dat die Vader die hart toets. 1 Kronieke 29 vers 17, en ek weet my God dat U die hart toets en behaag het in opregtheid. Ek het in die opregtheid van my hart al hierdie dinge vrywillig gegee, en nou het ek met blydskap gesien hoe U volk hier aanwesig vrywillig aan U gegee het. Psalm 26 vers 2, toets my Here en beproef my, keer my niere en my hart. Psalm 139 vers 23, deurgrond my, o God, en ken my hart, toets my en ken my gedagtes. Jeremia 11 vers 20, maar o Here van die leerskare, regverdige regter, wat niere en hart toets, laat my U wraak op hulle sien, want aan U het ek my regsaak toevertrou. Jeremia 12 vers 3, maar U, o Here, ken my, U sien my en toets my hart by U. Ruk hulle weg soos slagskape en heilig hulle vir die dag van slagting. Jeremia 17 vers 10, ek, die Here, deursoek die hart, toets die niere, om aan elkeen te gee na sy wee, volgens die vrug van sy handelinge. Jy sien, die Here toets ons. En toe Elia vir Elisa hierdie dinge sê, het hy hom getoets. Want jy sien, daar is iets groots op pad op Elisa se skouers. Hy moet die mantel van Elia dra. Maar voordat hy heeltemal volkome waardig gevind mag word, was hy getoets. My vraag is net vandag, besef ons wanneer God ons toets? Besef ons dat wanneer daai vraag by ons opkom, wat die antwoord moet wees? En jy sien toe Elia vir Elisa die eerste keer sê, bly hier, ek moet heen gaan. Die Here stuur my na Bethel. Maar Elisa het gesê, so waar as die Here leef en U siel leef, ek sal U nie verlaat nie, en hulle het saam na Bethel gegaan. En Elia sê vir hom vir die tweede keer, bly tog hier. Die Here stuur my na Jericho, maar hy sê, so waar as die Here leef en U siel leef, ek sal U nie verlaat nie. En hulle het saam na Jericho gegaan. En weer sê Elia vir hom, bly tog hier, want die Here stuur my na die Jordaan. Maar hy sê vir die derde keer, so waar as die Here leef en U siel leef, ek sal U nie verlaat nie. Jy sien, as jy op daai plek, waar die Here jou toets, dat jy vir hom sal sê,
Jy gaan hom nie verlaat nie. Ek weet, ons praat hier van 'n profeet Elia. Maar my vraag vandag is, as die Here ons toets, soos wat Elia vir Elisa getoets het, om te sien of ons waardig is om die mantel te dra wat hy vir ons wil gee, is ons bereid om te sê, ek gaan U nie verlaat nie, my Here. Ek sal U volg. Ek gaan nie my kruis neergooi nie. Ek gaan nie opgee nie. Ek gaan hierdie pad voltooi. Ek gaan deur die Jordaan, op droë grond. Ek gaan kyk hoe die vuur storm opgaan na die hemel. Maar ek gaan U nie verlaat nie, my Here Jesus Christus. U woord sê, volg my, neem jou kruis op. Nou vandag vra ek vir jou, is jy bereid om Jesus te volg in al jou weë? Is jy bereid om jou kruis te dra te alle tye? Al word daar vir jou gesê, bly hier, bly daar, moenie verder gaan nie. Moet jy weet in jou hart, jy moet die pad voltooi. Niemand kan dit vir jou voltooi nie. Niemand kan vir jou sê wat om te doen nie. Jy moet die pad stap. Jy moet die kruis dra. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons is dankbaar, Here, dat hierdie vir ons ook 'n voorbeeld kan wees, waar Elia vir Elisa gesê het, bly tog hier, maar Elisa het geweier om te bly. Hy het daai pad voltooi, hy het die pad gestap en hy het homself waardig gemaak om daai mantel te dra. Hy het homself nie teruggehou nie. Hy het vorentoe beweeg, want hy het nie opgegee nie. Hy wil die pad voltooi. Vader, help ons elkeen om hierdie pad van ons te voltooi, om die pad waarop U ons geroep het ook te voltooi, dat ons nie ontwaardig sal word nie, dat ons nie sal opgee nie, maar dat ons dit sal voltooi, sodat die mantel, hoe gering ook al U vir ons wil gee, ons waardig sal wees om dit te dra. Toets ons harte, Here, toets ons niere, toets ons daagliks, Here, maar mag ons U nooit verloon nie, in Jesus naam. Amen. Onthou, lees jou Bybel, moenie toelaat dat die wêreld jou mislei nie. Groete.